Die volk wat in die donker wandel, oor hulle het 'n lig geskyn. Die Christus lig oor alle lande, laat ons in duisternis verdwyn. Hier het die volk vermenigvuldig, o vreugde het die groot gemaak, soos in die woestyn juich al vrolik, waarom het die oorwinning smaak. Die juk wat zwaar op ons gedruk het U met wondermacht verbreek. Die vyande wat ons verskrik het, verdwyn wanneer die almag spreek. 'n kind is vir U volk gebore, 'n seun het U aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer, en mag en eer sy bekleed. Hy is wonderbaar, hy is ewige Vader, hy is raadsman, hy is sterke God, en hy vermeerder in genade, sy heerskappy as vredevors. Hy kom met vrede sonder einde, versterkte deur geregtigheid, met ywer sal hy dit bevestig, van jou af tot in ewigheid. Gesang 131 vers 4, en Rosa, ons sing op die wysie van Gesang 169. Het jy hom? 269, Gesang 269, my volk. Goed, so jy kan die plek hou daar by Gesang 131. Gesang 131 gaan ons vers 4 sing, wat begin met die woorde, O kom, o seun uit Dawid stam. En dit is ons skuldbelydenislied na die wet, en dan sing ons na die geloofsbelydenis, Gesang 158, en daar gaan ons net vers 2 sing, Gesang 158, en daar sing ons net vers 2, die lig kom na die wêreld. Net 1. Net vers 4, kom o seun. Here Jesus vat die wet saam in Matteus 22. Vers 35, een van hulle wetgeleerde het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand.
Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Van hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. O kom, o seun uit Dawid stam, die vrede bringer, die lam van sonde kom, die ons bevry, dat ons nou ewig in U bly. Wees bly, o Israel, hy is met ons, Immanuel. Geliefdes, as dit U lied is dat U ook begeer dat die Here U van U sonde bevry, dan is die belofte van die Here 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Elke week doen ons 'n klomp transaksies. Ons gaan na die winkeltjie, ons koop 'n brood. Ons gee 'n geldjie vir daardie brood wat ons wil hê en ons ontvang dit as iets wat betaal is, 'n rekening wat vereffen is. Dis hoe sondevergifnis werk. Jy kom na die Here met jou rekening van jou sonde en jy bely dit en sê, Here, dis wat ek skuld en daarvoor moet betaal word, al is dit tot aan ewigheid, met ewige strawwe, en is dan wanneer die Here na sy kind kyk in genade en sê, hierdie rekening is aan die kruis deur die Here Jesus betaal, met sy bloed is daaroor geskryf, reeds betaal, dis vereffen. Jy kan nie die week ingaan, jou kop optel en die wêreld in die oë kyk as iemand wat begenadig is, wat sy saak met die lewende God reg is. Want die Here waarsku ons ook. In vers 8 sê hy, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Vers 10, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. So elkeen wat in sy of haar sonde bly volhard en wat die genade van die Here bly verwerp, wat die genadige hand van die Here wegklap, sê die Bybel, die toorn en die straf van die Here bly op jou, solank jy in sonde bly leef. Geliefdes, kom toe ons doen belydenis van dit wat ons glo, elkeen spreek in sy hart, soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Die lig kom na die wêreld, in Jesus Christus Heer, uit liefde vir die mensdom, daal hy as diensknegt neer, so lief het God die wêreld, hy gee vir ons sy seun, so word hy ons verlosser, ons middelaar en
stil. Geliefdes, die Here praat vandag met ons uit sy woord uit Jesaja hoofstuk 9, die opskrif voorspelling van die Messias ryk, en ons kyk weer na vers 1 tot vers 6. En dit klink vandag soos 'n Kersdiens, nee, as jy luister na die liedjies en jy hoor die opskrif hier, maar dit is goed dat ons vandag ook hierdie gedeelte oordink waar ons besig is met 'n reeks uit Jesaja en ons ken die agtergrond, want hoe donker het hoofstuk 8 nie geëindig nie. Want die Here het gesê genadetyd gaan verby. Daar kom 'n punt, sê hy in hoofstuk 8 vers 16, dat Jesaja die boek moet toemaak, die preekbundel, die boodskap, en dat hy nie verder met hulle moet praat nie, nie verder vir hulle moet preek nie. En die vraag is, maar wat maak hulle dan? En die hartseer antwoord is, vers 19 en 20 sê, dan gaan hulle nog donkerder. Dan gaan soek hulle hulp in die doderyk. Dis koning Saul gemaak het, toe hy die heks van Endor geraadpleeg het, 1 Samuel 28, so maak die volk. Hulle doen dit wat die Here uitdruklik verbied, Deuteronomium, om die dooies te raadpleeg. Dis wat hulle sê, kom ons gaan kry raad by die dooies. En dit was 'n kultuur, dit was 'n gewoonte onder die Israeliete. Ons sien dit op meer as een plek in Jesaja. Dit is hartverskeurend te dink, vers 20 sê, na die wet, na die getuienis, na die woord van die Here, dis julle bron van raad, maar julle gaan soek raad by die dooies. Donkerder as hierdie okkultisme kon die volk moeilik gesak het. Maar hulle is daar. En tog is daar 'n woordjie nogtans. Ons ken dit. En ons is dankbaar vir die woordjie. En nou is ons vandag by die nogtans. In hierdie donkerte breek daar 'n lig deur. En dis vir jou en my belangrik om kennis te neem van daardie lig. Nadat ons saam gelees het, gaan ons saam bid. Ons begin by vers 23 van hoofstuk 8, en dan lees ons tot hoofstuk 9 vers 6 van Jesaja. Daarna gaan ons verenig in die gebed. Want nie langer sal dit donker wees daar waar benoudheid is nie. In die eerste tyd het hy die land Zebulon en die land Naftali in veragting gebring. En in die laaste tyd bring hy tot eer die weg na die see, die oorkant van die Jordaan, die streek van die heidene. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Jy het die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak. Hulle is vrolik voor die aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd. Soos iemand juig as die byt verdeel word. Want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer, het nie verbreek soos op die dag van Midian. Want elke soldateskoen wat daar wegstap met gedreun, en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van die vuur. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid.
Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. O Vader in die hemel, ons aanbid U as die enige ware God. Saam met gelowiges oor die hele aarde wil ons vandag voor U kom kniel en aan U bring eer en lof en dank. Bloot omdat U God is, omdat U lofwaardig is, omdat die eer en die lof aan U toekom. Ons kom na U as die kinders om U te aanbid. En ons wil ons harte verenig saam as gemeente wanneer ons in voorbidding dink aan hulle wat U hulp en die bystand nodig het. Ons dank U Here vir die reën en die gesaaides wat mooi lyk in ons wêreld. Maar vandag wil ons ook in voorbidding dink aan hulle wat die skade en angs en uitdagings beleef het van die vloede, wat baie verloor het, en ons gebed is dat U in die genade hulle bystaan. Here, ons word pynlik bewus, wanneer ons die krag van die natuur sien, dat U die almagtige God selfs ook dit gebruik om ons nader te trek aan U. En ons weet dat U God is ook oor die natuur, en daarom is ons gebed dat U ook daar uitkoms gee, en dat U ook hulp verleen, en dat U die hande wat hulp verleen seën. Here Jesus, ons dank U ook dat ons uit die genade hand leef. En aan die begin van 'n nuwe jaar, 'n nuwe kwartaal en 'n nuwe verbondsonderrigjaar is ons gebed dat U ons kinders seën. Here Jesus, ons het U hart leer ken met daardie bergpiek geleentheid toe U die kindertjies na U laat kom het en U hulle die hand op hulle gelê het en U hulle geseën het. In 'n wêreld waar die verwagtinge anders is, dat die fokus moet wees op die volwassenes, het U tyd gemaak en stil gestaan en U liefde uitgestort oor kinders. En ag Here, doen dit ook vir ons kinders. Wil U hulle ook aanraak deur die woord en die gees wanneer hulle Sondag hier na U verbondsonderrig kom en hier onderrig ontvang, dat U hulle daar ook voorberei, om uiteindelik voor 'n kansel te staan en verantwoording te doen vir hulle liefde vir U, sodat hulle as volwasse gelowiges beskou kan word. Here, wil U ons kinders ook seën op die sportveld, in die klaskamer. Ons bid vir die skoolkwartaal, vir ons onderwysers. Ons vra, Here Jesus, laat ons kinders groot word in die vrese. Wil U ons as ouers ook gebruik om ons kinders te lei, deur 'n voorbeeld en 'n liefde vir U, afhanklikheid van U, en dat ons kinders iets van die heerlikheid kan raak sien en U verheerlik. Maar so bid ons ook vir elke verbondsgesin, Here, bid ons vir ons huwelike, en is ons gebed, Here, skenk ons geduld, waar ons selfsugtig optree. Skenk ons 'n liefde wat vergewe, waar ons soms onreg ervaar. Skenk ons genadige oë, soos wat U na ons kyk. Here Jesus, ons vra, bind ons in die liefde saam. Here Jesus, ons vra dat U ook in die besonder die ontferm oor ons susters. Ons dankie vir hulle ywer vir U, en ons gebed is dat U hulle vergadering seën, hulle beplanning seën en hulle hande sterk maak vir U werk. Ons bid vir ons kerkraad, Here, wat vandag by mekaar kom en besluite moet neem, dat U self ook wysheid skenk en krag gee om die besluite uit te voer en U daarmee te verheerlik. Ons kom na U, Here, as 'n gemeente wat ywerig is en projekte in gedagte het en dit wil ten uitvoer bring, maar Here, ons bely Johannes 15 vers 5, sonder U kan ons niks doen nie. Daarom is ons gebed, Here, wil U vir ons seën, wil U vir ons wysheid skenk, wil U vir ons krag skenk, wil U vir ons in die genade oor ons as kudde ontferm, want dis U kudde, Here. Ons dink in die besonder aan ons senior lidmate, Here, en ons vra dat U ook hulle ondernemings seën, en ons dank Here vir hulle voorbeeld en hulle liefde vir U, en Here, ontferm U oor hulle. En nou is ons gebed, Here, skryf ook hierdie woorde van Jesaja 9 in ons harte, en help ons om in gehoorsaamheid aan U te leef, dat ons liefde vir U ons drywe deur die lewe. Ons vra dat in Jesus naam. Amen.
Jesaja 9 vers 6 sluit af met die woorde: die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Vraag is, wat is dit? Die teenstelling wat ons baie keer hoor, is dat ons soveel klem gelê word op saggies en teer, is die roepstem van Jesus, en 'n liewe Jesus teologie wat vir ons bewus maak van Jesus se ontferming en liefde. En dis waar. Jesus is nederig en sagmoedig. 'n mens soos ons. Hy is die enigste mens in die hemel op die oomblik. En ons is dankbaar daarvoor, dat hy bereid was om mens te word, lig in ons donker wêreld te word, met sy menswording, soos Johannes het beskryf in Johannes 1 vers 14. Maar wat ons nooit uit die oog moet verloor nie, is dat die Bybel ook praat van die ywer van die Here. Jesaja het dit beleef in Jesaja 6, toe hy die Here Jesus ontmoet het in die tempel, en die some van sy kleed die tempel gevul het, en hy bewus geraak het van met wie hy te doen het, en sy onmiddellike reaksie is: ek is 'n sondaar mens, ek is verlore. Hierdie Hebreëse uitdrukking oor die ywer van die Here beteken nie net ons glo in Jesus, saggies en teer in liewe Jesus nie, ons glo in die regter wat weerkom en in sy almag die alle onreg sal ten einde bring en daaroor sal oordeel, en sy ywer, die ywer van die Here van die hemelse engele weermag sal dit volbring. Ons oppergeneraal is op pad. En dis die prentjie van die Here Jesus wat die Israeliete moes hoor uit die mond van Jesaja, die ywer van die Here. Nou die Hebreëse uitdrukking is aangrypend mooi. Dis 'n uitdrukking wat eintlik beteken juis rooi in die gesig van liefde, van emosie. Dis wat jou dryf. Soos 'n ouer wat alles inspan om sy of haar kind te red, is dit die ywer van die Here wat geregtigheid volbring vir sy volk, die Israeliete. Dis die ywer van die Here wat die straf voltrek, omdat hulle hom verwerp in ballingskap, en dis wat die Israeliete beleef het. En ons weet, dit het gebeur in 733 voor Christus, het die Tiglat-Pileser gekom, juis na die streke van Zebulon en Naftali, en daar is Israeliete weggevoer in ballingskap, tot uiteindelik 722 die hele Samaria geval het, die hoofstad ingeneem is, baie doodgemaak is. Die ywer van die Here het daardie straf, selfs deur die Assiriërs, laat voltrek. En dit was nag. Die hele gebied word hier die gebied van die heidene genoem. Daar by die see van Galilea. En nou is dit vir my so aangrypend, dat God se plan in die geskiedenis ontvou het, juis hier. Dat toe die Here Jesus mens word, hy as lig na ons donker wêreld kom, en hy sy disippels roep, en hulle hoor maar, hy kom van Nasaret, is die vraag maar, kan daar uit Nasaret iets goed kom? Want dis waar die timmermanswinkeltjie was. Dis waar die Here Jesus begin het om die goeie boodskap van die evangelie te bring aan hierdie wêreld. Dis waar die lig deurgebreek het op 'n finale en kragtige wyse toe die Here Jesus die boodskap gebring het. Glo in my. Hy is die lig wat na die wêreld gekom het, en hy het hierdie plek op aarde gekies. Die stammetjies van Zebulon en Naftali, vir wie dit nag was 733 voor Christus,
Juis op daardie plek het die Here uiteindelik die lig laat deurbreek. Vir ons vandag, in ons sondevloed, wat ons so maklik meesleer, in die tyd en dag waarin ons lewe. En die Here sê in hierdie gedeelte, dit begin in vers 23 van hoofstuk 8 met 'n want, en hierdie want kan ons ook vertaal met nogtans. Ten spyte van hierdie oormag van die volk wat so ver van die Here dwaal, dat hulle selfs hulle wend tot die dooies, en ons het verlede keer vir mekaar gesê, dis eintlik die bose geeste. So ver was dit nag, dat die Here sê, nogtans, vers 23, sal dit nie langer donker wees. Want in die eerste tyd, 733 voor Christus, het Sebulon en Naftali die hand van die Here beleef deur die Assiriërs, wat straf. Maar in die laaste tyd, kom die Here Jesus. Bring hy eer, bring hy verlossing, het ons sy heerlikheid gesien, sê Johannes in Johannes 1:14. Juist daar, in die streek oor kan die Jordaan, waar die Here die bose geeste uitgedryf het. En dan kom die boodskap wat ons elke Kersfees lees en so baie keer hoor weer klink, die land, die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. In die land van doodskaduwee het die lig geskyn. En hierdie doodskaduwee val van die tyd van Adam, toe die Here sy oordeel bring oor die mensdom in Genesis hoofstuk 3, wat hy sê, die mens sal sterwe. Jy sal nie vir ewig leef hier op aarde, soos in die tuin van Eden, wat Adam en Eva se voorland was nie. Maar hulle is uitgedryf uit die tuin van Eden, en hulle dae op aarde is beperk. En daardie doodskaduwee hang oor jou van die dag dat jy gebore is. Weet jy, daar kom 'n dag wat jou laaste dag op aarde gaan wees. En wanneer die Here Jesus as Messias kom, dan verander hy hierdie uitkyk van my lewe is niks anders as 'n gestadigde dood, soos wat die ou nagmaalsformulier dit stel. Ons sien dit nie meer so nie. In Jesus weet ons dat my lewe begin, maar die dag wanneer my kersie doodgeblaas word op aarde, is dit omdat die dag breek by die Here in heerlikheid, in die hemelse heerlikheid wat vir my wag. Die Here sê in hierdie gedeelte, die vreugde wat die Messias bring is onuitspreeklik. En die twee beelde wat hy gebruik, die groot vreugde wat die mense daardie tyd in Israel ervaar het, is as dit oesdag is. As die oes ingebring word, en die koring is volop, die olywe, die druiwe, en die mense vier fees. Die feeste van die Israeliete was ingekleer rondom die oeste. En dis wanneer hulle gejuig het en gedans het en gesing het en as volk by mekaar gekom het, om die Here te loof en te verheerlik, en hy sê, daardie tipe gevoel, bring die Messias tyd. Dis wat u en ek ervaar, as Christene, wat die Messias ken. 'n vreugde en 'n blydskap wat niemand van jou kan wegneem nie, want jy weet, ek ken die Messias, Immanuel, God, met my, in my. Die tweede beeld wat hy gebruik is, as daar oorlog was en hierdie vyand wat die volk van die Here wil vernietig, is verslaan en daar is 'n buit om te verdeel. Daardie tipe vreugde van hierdie is 'n bonus, 'n geskenk op geskenk, nie meer moord en doodslag aan ons jong manne wat doodgemaak word nie, maar vreugde en rykdom uit die hand van die Here. Daardie tipe vreugde beskryf hy, dit is die Messias tyd. En dit sê hy voordat hulle in ballingskap weggevoer is, voordat die Assiriërs gekom het en skade gedoen het, voordat die Babyloniërs later in 586 gekom het en Jerusalem ingeneem het. Maar hy sê vir hulle, daar is hoop. En nou die verbuisterende dat die Here ook sê, dit wat jy beleef
en jy sien hierdie prentjie asof in 'n film 'n soldaat 'n skoen wat daar wegstap en sy kleed is nog met bloed en hy sê verbrand dit. Verbrand daar die bloedbevlekte klere want nou breek vrede aan. En dis die teken vers 5. 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Want hoe lyk dit as die wêreld praat oor Kerstyd en hulle praat oor die mensdom se lewe en doel hier op aarde. En die mens hoor iets daarvan in die liedjie wat in die 80er jare gesing is. We are the world, we are the people, we are the children. Ons is diegene wat 'n nuwe dag laat aanbreek. Ons is diegene wat deur hoe ons gee vir die wêreld wys hoe verandering plaasvind. Maar die tragedie is, ons kan nie onsself verlos nie. Mens kan deur die genade van die Here iets doen, iets tot stand bring, maar jy kan nie jouself verlos nie. Dis die Vader wat moet gee, sy seun moet gee, dat ons daardeur verlos kan word. Wanneer ons onsself nou in die skoene van Agas sit, dan is hierdie boodskap vreemd. Kyk, hy het nou al 'n paar vreemde goed gehoor van Jesaja. Toe Jesaja vir hom sê, dag koning Agas, hier is ek en hier is my seentjie Shear-Jashub. Ek dink hy het bietjie geskrik, want hierdie boodskap van hierdie seentjie se naam is 'n oorblyfsel, sal terugkeer. Daar sal net 'n oorblyfsel oorbly van hierdie oorlog waarvan jy so bang is, maar met die genade sal hulle kan terugkeer, daardie oorblyfsel. En toe hy weier om te luister na die boodskap van die Here en maak of hy nie die Here wil versoek en 'n teken vra nie, toe sê die Here, maar ek sal wel vir jou 'n teken gee. Daar sal 'n seentjie gebore word met die naam Immanuel. En hulle het dit beleef. In hulle tyd is daar ook 'n kind gebore met die naam Immanuel. En dit was 'n aanklag teen koning Agas, want ons het gehoor in Jesaja 7. God se teenwoordigheid daar het beteken straf op ongehoorsaamheid, op hulle rug draai op die Here. En ons het gehoor hoe Matteus 1 vers 23 verder verduidelik, daar is ook 'n kindjie gebore deur 'n vrou wat werklik maagd was, toe die Heilige Gees die Here Jesus laat mens word het in Bethlehem. En Matteus sê, Jesaja 1 vers 23 is 'n vervulling, 'n finale en volkome vervulling van wat Jesaja gesê het. Maar ons hoor ook die laaste boodskap van sy seentjie, en jy weet nou, ek ken nou daai moeilike naam, né? Maher Shalal Hashbash. Plunder en roof is naby. En dit was die finale moeilike boodskap wat Agas moes hoor. So hy weet van seentjies wat gebore word, en nou dit, dat vers 5 sê, 'n kind is vir ons gebore en 'n seun is aan ons gegee, maar nou is daar 'n verskil. Hierdie is nie 'n kind soos enige laerskoolkind wat daar rondhardloop nie. Hier word spesifieke goed van hom gesê wat onmoontlik is. Byvoorbeeld, hier staan, die heerskappy is by sy skouer. Nou dit kan nog wees, ja, hy sal dalk eendag koning word. Maar dan begin hy dit inryg in vers 5, die een na die ander eienskap, dat hy 'n wonderbare raadsman gaan wees, en hierdie woord wonderbaar is net gebruik in verband met God in Genesis en Exodus. God se uitlei van die volk uit ballingskap, is hy die wonderbare. Die God wat wonderwerke moontlik maak. Dan word hierdie woord gebruik, sterke God. En van geen kind kan dit gesê word totdat die Here aan Jesaja openbaar, maar dis die Messias.
Hy is die spruit uit die stomp van Isaïe, hoofstuk 11 vers 2. Hy is die een wat sal kom, die knegt van die Here, Jesaja 52:53 vers 6 waar daar staan, ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie weg geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is die Messias wat ook dit kan dra. Hy is die sterke God. Nou, ek dink vir Agas en vir die volk in daardie tyd wat die boodskap hoor, was dit baie vreemd. Hoe kan daar gepraat word van 'n kind wat gebore word, wat God is? Dis tog onmoontlik. Vanuit die Nuwe Testament weet ons, dis nie net waar nie. Ons bely dit. Dat Jesus volkome God is van ewigheid af. Hy beskryf dit in Filippense 2. Hy het 'n ewige goddelike heerlikheid. Maar in die tyd het hy ook mens geword en hy is volkome mens soos ons, wat honger en dors raak en swaar kry en pyn ervaar en verwerping. En dis ons Messias. Dis die Here wat ons aanbid as ons verlosser. Wanneer hy ewige Vader genoem word, dan het dit nie betrekking op die eerste persoon van die drie-eenheid God, ons Vader tot wie ons bid, ons Vader wat in die hemel is nie. Hierdie beskryf die Here Jesus se ontferming en beskerming en liefde vir ons. Soos 'n ouer wat enigiets sal doen om sy kind te beskerm, is dit die liefde waarmee Jesus na die wêreld gekom het om aan die kruis vir ons sonde te betaal. 'n Vaderliefde. Soos 'n ouer enigiets sal doen om sy kind te beskerm, is dit wat die Here Jesus doen met sy verlossingswerk, sodat ons verlos kan word. Soos 'n ouer altyd daar is, jy sal alles los om jou kind te help. Dis Jesus vir ons. Dis hoe ons verhouding met hom lyk. Hy het daardie tipe liefde en trou vir ons. En hy word hier beskryf as die vredevors. En dit sê die Here in die Siro-Efraimitiese oorlog. Terwyl Tiglat-Pileser die derde op pad is, die vredevors sal kom. En hy sal die stok wat jou rug tref, sal hy breek. Nou vir die Israeliete wat op daardie stadium dit beleef het, hoe hy die stede inneem, en hoe mense in ballingskap weggevoer word en slawe word en geslaan word, het dit nog nie sin gemaak nie. Vir jou en my wat terugkyk, soos wat die Here Jesus op die pad van Emmaus vir daardie disippels verduidelik het, die gedeeltes in die Ou Testament wat op hom betrekking het, kyk ons vandag terug en maak dit vir ons sin, ja, ook die stok wat my rug slaan van my verliese, my hartseer, my pyn, my gesondheid. Die Here breek dit. Waar ek myself deurboor met my eie sonde, hy breek daardie stok waarmee ek myself slaan. En nou het ek 'n tussenwerpsel wat ek vir u wil saamgee. J. Adams het op 'n stadium hier die stelling gemaak, ek gaan dit eers in Engels probeer sê en dan in Afrikaans. Hy sê, sin complicates, righteousness simplifies. As jy sonde doen en in sonde leef en sondige besluite maak, dan kompliseer jy jou eie lewe geweldig baie. En dis wat die Israeliete hier doen. Maar as jy dit bely en laat staan en die vergifnis van die Here ontvang, word die lewe eenvoudiger, want jy weet wat is reg en wat is verkeerd. Jy hoef nie te wonder nie. Die uitdaging is om die regte te kies. En wat die Here hier sê is aangrypend mooi wanneer hy vir sy volk dit duidelik maak, hy is die koning.
Hy sê in vers 6, tot vermeerdering van sy heerskappy en vrede sonder einde, sal hy die belofte aan Dawid waarmaak, 2 Samuel 7, waar hy vir Dawid beloof het, daar sal altyd iemand uit sy nageslag op die troon wees, en in Jesus word dit waar. Hy heers as koning. Hy is nie meer 'n babietjie nie. Hy is die heerser. Hy is ons koning. En ons bid dit. Ons het gesing vanoggend. Laat die koninkryk kom. En daarmee sê ons, Here, hier is my ou kroontjie. Ek sit dit voor die troon neer. Ek buig my onder u heerskappy. Ek stel my onder u woord. Ek wil binne u wil lewe. Dis vir my ontsaglik belangrik dat ek u leiding volg. Probeer ek self my eie paadjie loop sonder u, dis dit 'n hopelose mislukking. Maar Here, vandag gee ek vir u die stuurwiel van die jaar 2026. Vandag stel ek my in gehoorsaamheid aan u woord en u wil. Vandag buig ek my voor u opnuut as my koning. Weet jy dan verander dit, want dan kry jy 'n vrede van die Here wat net hy kan gee. Want maak nie saak wat kom nie. Kom daar 'n punt wanneer ek haar hande opgooi in die lug en sê ek weet nie meer nie. Hierdie is onmoontlik. Ek sien nie 'n oplossing nie. Herinner Jesaja jou, jy het 'n wonderbare raadsman vir wie niks onmoontlik is nie. Hy weet. Jy sien 'n klein stukkie raak in hierdie fase van jou lewe. Hy sien die volle prentjie. Vra raad by hom. Moenie soos die hardkoppige Israeliete wees wat ander strooihalms gryp in die okkulte en dit wat God nie verheerlik nie. En die woord van die Here, hy sê terug, vers 20 van hoofstuk 8, na die getuienis van die Here, na die wet van die Here. Hy gee vir jou sy Bybel. As jy raad soek, dit staan daar geskryf. Wat is reg en wat is verkeerd, 2 Timoteus 3:17, sodat jy kan weet hoe om te leef as kind van die Here. Verdiep jou in sy woord en jy sal die antwoorde kry. En wanneer jy in hierdie week voor die punt te staan kom waar jy dink, ek het net nie energie nie. Jare het nog eers begin en ek is moeg. Ek het nie krag vir hierdie nonsens nie. My kragte is te min. Ek sien nie kans nie. Dan sê Jesaja, jy het 'n sterke God. Jou Messias is God. Hy is nie 'n mens nie. Hy is almagtig. Daar's niks wat hom keer nie. Selfs nie jy of jou sonde nie. En hy is die een wat jou optel. En hy is die een wat jou dra. En hy is die een wat in liefde om oor jou ontferm. Kom na hom toe. En hy sal in sy ywer dit volbring. En wanneer jy te staan kom voor 'n plek in jou lewe waar jy ervaar hierdie oop graf herinner my my eie dood. Hierdie verlies in my lewe herinner my hoe kort die lewe is. Hierdie somer wat verbygaan en die blomme wat vrek herinner my aan hoe kortstondig hierdie ou lewe is, hoe tydelik alles is. Wanneer jy worstel met die futiliteit van wat is dit alles werd, wanneer so maklik jy moet afskeid neem van 'n kosbare lewe. Die lyntjie tussen lewe en dood is so dun en dit maak jou moedeloos. Hoor Jesaja wat vir jou sê, jy my suster, jy my broeder het 'n ewige Vader in Jesus, nie 'n tydelike nie. 'n Ewige Vader, een wat vir altyd in liefde om oor jou ontferm, wat homself aan jou verbind het deur die verbond, wat nooit ophou om jou lief te hê nie. Jy kan dalk beleef dat liefde ophou wanneer jy teleurstel of teleurgestel word, maar die liefde van God stel nooit teleur nie. Jy het 'n ewige Vader.
En wanneer jy die TV aansien en sit en jy sien die bomme val in Oekraïne, in Gaza, en in Suid-Afrika, met elke stuk roof en moord wat hier plaasvind en dit kom na jou. Jy word pynlik bewus van die onreg en die korrupsie wat nader kruip na jou eie deur. Hoor wat Jesaja sê, jy my suster, jy my broeder, het 'n vredevors wat in jou hart kom woon het, wat jou 'n kalmte gee, wat die angstigheid wat hierdie gewelddadigheid veroorsaak, wegneem. Wat jou 'n vertroue in God gee, wat kan sê, maak nie saak wat met my gebeur in 2026 nie, met my God loop ek 'n bendestorm, met my God spring ek oor 'n muur, met die vredevors in my hart, kan ek kalm bly en hom vertrou. Die Here doen dit. En die prentjie wat Jesaja vir jou en vir my vandag saamgee, is die Here Jesus wat rooi in die gesig is, nie van inspanning omdat hy sukkel nie, nie van skaamte nie, maar van liefde vir jou, want sy ywer volbring, nie net sy oordeel nie, maar sy genade werk in jou lewe. En mag die bloed van Jesus jou rooi in die gesig maak, verywer vir die Here en sy koninkryk. Dat ons die hand aan die ploeg slaan en hierdie jaar vat, omdat die ywer van die Here ons brand. Ek kan nie anders nie. Ek wil die Here my dank en liefde wys. Mag die Here deur sy Heilige Gees ons daartoe sterk. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, Here, ons voel so onwaardig, dat U bereid was om hierdie volle pad te loop, die Via Dolorosa tot by die kruis, vir elkeen van ons. Here, dan kry ons so skaam oor ons halfhartigheid waarmee ons U dien, oor die laksheid waarmee ons U woord lees en die min tyd wat ons in gebed saam met U spandeer. En ons kry skaam, Here, dat ons baie keer die tweede beste en derde beste vir U gee, terwyl U, o Vader, U Seun gestuur het, die allerbeste vir ons. En help ons, Here, om ook hierdie beleid uit te leef in ons lewe, ons allerbeste vir die allerhoogste. Laat ons harte brandende word met 'n ywer vir U, Here, want U ywer het gebrand oor U volk. Om hulle terug te ruk na U pad, omdat jy hulle lief het, en hulle te verlos van die vloed van hulle sonde. Here, as ons na onsself kyk en ons kyk onsself in die oë in die spieël, en ons sien die vloed van ons eie sonde raak wat ons wegvoer, weg van U af laat dryf, is ons gebed, Here, red ons. Here, wees genadig. Stuur daardie reddingsboei van die evangelie, en help ons om daarin vas te klou, Here. Want ons weet, U ywer brand as regter wat op pad is. Here, help ons om te waarsku, en ons geliefdes ook terug te ruk van 'n pad van goddeloosheid en godsverwerping. Here, wil U liefde ons dryf in hierdie week wat voor ons lê. Ons bid dit in Jesus naam, amen.